Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende Sabbatskoolles. Ons is nou by les 8 van die tweede kwartaal. Vandag is ons lesie se naam: Wag geduldig. Ons geheelteksvers kom uit Galasiërs 6 vers 9 en dit sê: Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want wanneer die tyd reg is, sal ons maai wat ons gesaai het. Die boodskap is dat die mense in God se familie wag geduldig vir hom. Moes jy al ooit binne bly omdat dit reën? Het dit al vir meer as 1 dag gereën? Miskien 'n hele week? Toe dit ophou reën, hoe die grond buitekant gelyk, was daar baie modder? Miskien het jy al gevoel asof jy vasgekeer is binne in die huis. Dis nie lekker nie. Mens voel soms ongemaklik en jy wil net uitkom. Ek kan dink dat Noag en sy familie gevoel het asof hulle net 'n bietjie uit die ark uit wil uitkom. Die wagspeletjie het begin die dag toe Noag en sy familie en al die diere in die ark ingegaan het. God het 'n engel gestuur om die deur toe te maak. En toe het hulle gewag. Vir 7 dae het hulle gewag voordat enigiets gebeur het. Maar toe dit uiteindelik gebeur, toe gebeur dit groot. Die Bybel sê in Genesis 7 vers 11, dat die water uit die aarde uitgeborrel het, en die vloede van die hemel oopgegaan het. Water was oral. Dinge binne in die ark was ook besig. Meestal was daar diere om mee te speel, kos te gee en skoon te maak. Party van dit was nie baie maklik nie, veral terwyl die groot boot bo op die water dryf in die middel van 'n storm. En ek dink soms het dit selfs nie eens lekker geruik nie. God het Noag beloof dat hy hulle sou veilig hou gedurende die vloed, en hy het. Sy engele het die ark bewaar. Uiteindelik, na 40 dae, het die reën opgehou. Noag en sy familie het seker gewonder wanneer hulle uit die ark uit sou kon uitklim. Die wind het gewaai en die golwe was nog steeds oral om hulle. Vir 5 maande is al wat hulle kon sien water. Toe het die Here die ark laat dryf na 'n gedeelte wat bekend was as die Araratberge. Die wind het aanhou waai en stadig het die water begin opdroog. 2,5 maande later kon Noag en sy familie die bokant van die berge sien. Nou was hulle al 8 maande lank in die ark. Dit moes seker nou al vervelig raak om die diere te voer en hulle skoon te maak agter hulle elke dag. Maar hulle het die werkie gedoen sonder om te kla en hulle het geduldig gewag. Wanneer dink julle sal ons uit die ark uit kan gaan? Het hulle seker mekaar gevra. God sal vir ons wys, het Noag sekerlik oor en oor vir sy familie gesê. Uiteindelik, om uit te vind hoe droog dit was buitekant, het Noag 'n kraai by die venster laat uitvlieg. Die kraai het heen en weer gevlieg en toe het hy teruggekom. Later het Noag 'n duif uitgestuur. En dit het ook heen en weer gevlieg, maar dit kon nie 'n plekkie kry om te land nie. En dit het teruggekom. 'n week later het Noag besluit om weer 'n duif by die venster te laat uitvlieg. Hierdie keer het dit met 'n vars olyftakkie in sy mond teruggekom. 'n week later het hy hom weer laat uitgaan, maar die keer het die duifie nie teruggekom nie. Alhoewel die duif 'n plek gekry het waar hy kon rus en nes bou, was die aarde nog steeds te nat vir mense. God het dit geweet en hy het nog nie die engel gestuur om die ark se deur oop te maak nie. Noag en sy familie het nog 2 maande gewag. Dit was 'n besige tyd, want hulle het baie gehad om te doen. Noag en sy familie was so bly dat hulle geluister het vir God en dat hulle in die ark ingegaan het. Hulle was bly hulle was saam en hulle het mekaar gehad om op staat te maak. Noag en sy familie het 'n lang tyd gewag vir God om sy belofte na te kom. Ons wag ook vir beloftes wat God vir ons gemaak het. Hy het beloof dat hy ons gaan kom haal en eendag saam met hom hemel toe vat. Dit voel seker asof ons 'n baie lang tyd al wag, né? Maar God het ons 'n familie gegee en Christenvriende om ons te help om geduldig te wees. Hy het ook vir ons 'n werkie gegee wat ons moet doen terwyl ons wag. Hy wil hê ons moet die goeie nuus van sy redding met almal deel.
Kom ons ondersteun mekaar en moedig mekaar aan om nie moed op te gee nie. Eendag gaan hy ons kom haal.